op soveel vlakke. En ek dink in die wêreld waar ons leef, 'n vaderlose wêreld, gebroke vaderskap, oral waar ons kyk, is dit nog so bemoedigend om te sien dat in Christelike gesinne in die Here se koninkryk is daar nog goeie paas wat hulle kinders liefhet, hulle vrouens op die hande dra en die Here eerste stel in hulle lewe. Ek het laasnag het ek 'n liedjie gekomponeer vir die paas en ek gaan dit vir julle leer. Is nie baie moeilik nie. Is in Engels. Ek komponeer baie beter in Engels. So as julle dalk net kan luister en die wysie vang, dan kan julle saam met my sing. Dit gaan so. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, dear Daddy. Happy Father's Day to you. Kom ons sing dit weer. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, dear Daddy. Happy Father's Day to you. Kom ons klap vir hulle hande. Goed, paar afkondigings voor ons erediens begin, Bybelstudie, byeenkoms Dinsdagoggend. Ons gaan so 'n bietjie begin gesels oor Daniël. Oom Basie gaan vir ons so 'n inleidende lesingkie gee oor die agtergrond van die apokaliptiek en daardie literatuur en waarby Daniël dan ook inskakel. Ek sal net nog vir oom Basie laat weet dat hy dit gaan doen. Avontuurweek inskrywings, dit gaan baie goed daar. Ons het al so met die tieners wat gaan kom, 42 name. Daar is nog plek as julle jong span wil bring, asseblief. Daar is nog plek. Julle kan die kantoor kontak of met my of met Kirna gesels. Dan ons verjaarsdag vandag, of vir die week eerder, 23 Junie is dit Adel Meyer, 25ste is dit Willie Smit, die 26ste is dit Martie Duffin en Wimpie van Niekerk, en die 27ste is dit Irene Brandt en Abram Virter, klein Abram Virter. Dit is dan ook hulle verjaarsdag vir die week. As julle hier is, dalk vryf net gou jou neus, dat ek net so min of meer sien wie is hierso. Goed, kom ons sing vir hulle, veels geluk. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hiep, hiep, hoera! Mag julle 'n verskriklike lekker verjaardag hê. As dit koud is, los die koek, vat sop en brood. Mag geniet dit saam met jou mense, mag hulle jou baie bederf. En mag die nuwe lewensjaar gevul wees met God se liefde en sy genade vir jou. Dan so 'n bietjie lief en leed. Klein Willem van Niekerk is in die hospitaal. Bid asseblief vir hom. Hulle is nog besig met toets om uit te vind wat die oorsaak is van sy hoofpyne. Delma Hobbs het verlede week gegaan vir 'n redelike groot operasie. Dit was 'n sukses. Gaan goed met haar, sy sterk mooi aan by die huis. Oom Evert en oom Daan het beide klein operasiekies ondergaan en hulle sterk ook aan by die huis, as ons asseblief net vir hulle ook in gedagte kan hou. En dan, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy 'n pastorale besoek nodig het, asseblief kontak die kerkkantoor of jy kan my sommer direk kontak, sodat ons vir jou kan ondersteun. Dan net warm goed, as jy gebruikte komberse of warm klere of so by die huis het, asseblief bring vir ons, dat ons dit kan uitdeel vir die armes. Die kosbakkies in die foyer, die plastiek kosbakkie, jy kan van vanmiddag se oorskiet
of deur die week daar inskep, in die vrieskas sit, en dan bring jy net die gevriesde bakkies volgende week saam kerk toe, dan bære ons dit ook hier om dit uit te deel. Dit werk wonderlik, baie dankie vir die van julle wat ons al daarmee ondersteun het. En dan ook nie bederfbare kosprodukte in die vorm van droë produkte of blikkies kos. Dit sal ook baie waardeer word, baie dankie. En dan natuurlik het ons vanmôre die klein mensies hierso, wat saam met ons kom kerk hou. En ek wil vandag vir julle 'n storieetjie vertel van oom Koos en sy 2 seuns. Nou, oom Koos het 2 seuns gehad, Willie en Johan. Willie was die oudste ene en Johan was die jonger een. En hulle het so familiebesigheid gehad en oom Koos het 2 dogters ook gehad. Hulle was ook deel van die besigheid en hulle het maar so saam gewerk as familie. En Willie, wat die oudste was, hy was die ou wat eintlik maar die meeste werk gedoen het saam met sy pa, en hy het die verantwoordelikhede oorgevat as sy pa nie daar is nie. Maar Johan was die jongste ene, maar Johan het nie gehou van die familiebesigheid nie, en hy het net eenvoudig nie gehou van werk nie. So, as hy 'n kans gehad het, het hy gewerk aan sy kar. Hy het vir hom so 'n warm gemaakte Audi gekoop, en daar was altyd iets niets wat moes aangesit word om hom vinniger te maak. En hy was altyd by sy vriende, en hy is altyd te gekuier, en hy het vir oom Koos baie kopseer veroorsaak, want hy wou nie werk nie. En hoe ouer hy word, hoe meer bekommerd raak oom Koos oor Johan, want hy kry nie rigting in sy lewe nie. En toe eendag gebeur daar iets wat oom Koos se hart baie seer gemaak het. Johan het na hom toe gekom en gesê, pa, ek is jammer, maar ek wil nie deel wees van hierdie familiebesigheid nie. Geef vir my aandeel. Met ander woorde, as 'n lid van hierdie besigheid, die hoeveelheid geld wat ek sal ontvang as deel daarvan, ek wil dit hê, ek wil Kaap toe gaan. Al my vriende gaan Kaap toe, die hele land trek Kaap toe, ek wil ook Kaap toe gaan. En sy pa sê, Johan, wat wil jy in die Kaap gaan maak? Hy sê, ag pa, ek wil gaan kyk wat daar aangaan. Ek wil myself ontdek, ek wil net bietjie myself wees vir 'n verandering. Ek is nou moeg vir die hele familiebesigheid. En oom Koos was baie hartseer en hy en die tannie het saam gebid en hy het toe besluit, wel, as hy dit nou nie doen nie, dan gaan hy en Johan vir altyd kwaad wees vir mekaar. En hy gee toe vir Johan sy aandeel en Johan is toe weg Kaap toe. En oom Koos se hart was baie seer. Hy en die tannie het baie gehuil oor Johan. En hy sê toe, weet jy, ek hoor niks van die kind nie. Hy bel nie, hy SMS nie, hy WhatsApp nie, ons weet nie waar hy is nie, ons weet nie waar hy bly nie, ons het geen idee wat met hom aangaan in sy lewe nie. En oom Koos was reg om bekommerd te wees, want Johan het in die tyd wat hy in die Kaap was, het hy al sy geld uitgemors. En hy het toe op die straat beland, as 'n boemelaar. En hy moes in asblikke grou om kos te kry. Hy moes vir mense geld vra, sodat hy vir hom 'n toebroodjie kon gaan koop. Baie sleg met hom gegaan. En eendag toe hy so in die koue daar in die Kaap sit, en dit reën en die wind waai en die mense loop net verby hom en maak of hy nie bestaan nie, toe dink hy, weet jy, my lewe was soveel beter toe ek nog by my paal gebly het. Hulle het vir my gesorg, ek het 'n dak oor my kop gehad. As ek iets nodig gehad het, het my pa dit vir my gegee. Nou sit ek hier met niks. En ek kry skaam vir wat ek geword het. Want ek weet dis nie wat my pa vir my wou gehad het nie. En hy besluit toe hy sal terug gaan huis toe. Hy bedel toe en hy kry genoeg geld bymekaar vir 'n taxi en hy's terug Vrystaat toe. En hy dink by homself, ek gaan nou maar by my pa kom en ek gaan hom smeek om my te vergewe. En ek gaan vir hom vra of hy nie asseblief my werk vir my wil teruggee nie. En oom Koos sê eendag, toe roep sy vrou hom en sy sê, pa, daar's iemand by die hek. Nou gewoonlik as daar iemand by die hek is, dan sê mamma vir pappa, hy moet gaan kyk, daar's iemand by die hek.
En hulle sien die arm verslete man by die hek. En oom Koos dink, ag ek gaan nou maar kyk, miskien is dit iemand wat honger is, wat bedel, wat kos soek, miskien ek gaan kyk. En toe hy afstap hek toe sien hy dis Johan. En hy is so bly om vir Johan te sien, en hy maak die hek oop, en hy gryp vir Johan om die lyf, en hy soen hom, en hy sê, my kind, ek is so bly jy het huis toe gekom. En Johan sê, maar pa, ek is so jammer, ek moes nooit hier weggegaan het nie. Sy pa sê, bly stil. Jy hoef nie eers te verduidelik nie, ek is net so bly, jy's terug by die huis. Daai aand, toe besluit oom Koos, hulle gaan sommer 'n lekker partytjie hou. En hulle nooi die hele familie oor, en almal kom, en hulle braai vleis, en hulle luister Darren musiek, en dit gaan net lekker. En toe wil hy laat van die kantoor af by die huis kom, moeg gewerk. Toe kom hy daar en hy vra vir sy suster, nou wat gaan hier in die huis aan? Toe sê sy, Johan het teruggekom. Johan het teruggekom en ons hou partytjie, want pa's bly hy's terug. Willie sê vir sy sussie, gaan roep vir pa. Sy sê, maar kom, hy sê, ek wil met pa praat, ek gaan nie so intoe nie. Ek wil met pa praat. En oom Koos gaan toe na Willie toe en hy sê, my kind, kom kyk, jou boetie is terug. Ek is so bly. Kom en kuier saam met ons. Toe sê Willie, weet pa, nee, ek is nie gelukkig hiermee nie. Ek werk hard, elke liewe dag. As die son opkom, tot wat die son sak. Ek is moeg. Ek gee meer as my deel vir hierdie familie. En hy loop weg, en hy gaan mors ons geld, en hy kom terug, en pa is so bly om hom te sien, is nie vir my regverdig nie. Hy sê, my kind, Johan was weg, is asof hy dood was, hy teruggekom, hy lewe weer. Toe sê Willie, ek is jammer, ek gee nie om nie, en hy klim in sy kar en hy ry. En sy pa oom Koos staan hartseer en kyk, hoe Willie wegry. Toe hy teruggaan, die pa, toe vra sy vrou vir hom, wat het nou gebeur? Jy lyk ontstel. Toe sê hy, dis so swaar. Dis vir my so swaar. Ek wens net my seuns wil besef hoe lief is ek vir hulle. Ek is lief vir hulle, ek maak hulle op dieselfde manier groot, en die een loop weg, en die ander een wil nie hier bly nie. Wat moet ek nog doen? Nou maatjies, die storie wat ek vandag vir julle vertel het, is so bietjie 'n verandering van 'n storie wat Jesus vertel het. Die storie van die verlore seun. Julle het dit al gehoor seker, nê? Maar die boodskap van hierdie storie, het gaan nie eintlik so seer oor Johan wat weggeloop het, of Willie wat kwaad is dat Johan teruggekom het nie. Hierdie hele storie gaan oor oom Koos, 'n pa wat sy kinders altyd lief het. En julle gaan nog groot word, en die lewe gaan nog snaakse draaie met julle maak. Maar julle moet een ding altyd onthou. God is baie lief vir julle. En as julle afdwaal, sal hy julle altyd terug ontvang. En al is julle kwaad en al loop julle weg, hy sal nooit ophou lief wees vir julle nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U na elkeen van ons kyk, en ongeag hoe oud ons is, en waar ons in die lewe is, en wat ons bereik het of nie bereik het nie. Ons is maar net kinders in U oë. U kinders, wat U gekoop het met die kosbare bloed van Jesus. Dankie dat U ons lief het, Here, en dat niks ons ooit van U liefde kan skei nie. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen. Ek het vir julle ietsie gebring. Hier's genoeg chocolates hier binne, hè? Vir julle en vir pappa. So, julle moet besluit hoeveel julle gaan eet en hoeveel julle vir pappa gaan gee. OK, sterkte. Onthou om vir pappa te bederf, né? Kom ons raak vir 'n oomblik stil.
Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. En nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat my van al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak. Aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Het is vir ons 'n groot voorreg vanmôre, Here, om hier in die naam van Jesus by mekaar te mag kom. Het is vir ons 'n groot voorreg om te weet dat U hier deur U Gees in persoon by ons teenwoordig is. Ons wil vandag vir U sê, gelukkige Vadersdag. Ons bewonder U, ons loof U, ons prys U, want U is groot en waardig. Die skepper van alle dinge, die onderhouer van die lewe, die gewer van genade en verlossing. En ons kom kniel vanmôre, Here, in diep aanbidding en bewondering voor U neer, want U verdien al die lof in hemel en op die aarde. Here, ons wil vandag ook weer vir U vra om die troon van ons harte te kom inneem. Dis U volwaardige plek, want ons kan nie sonder U leef nie, ons wil nie sonder U leef nie. En ons vra dat U opnuut in hierdie erediens en ook vandag in die week wat voorlê, U Heilige Gees opnuut in elkeen van ons harte sal uitstort, sodat ons met hernieude toewyding en liefde, Here, U sal dien en aanbid en vir U sal leef. En ons vra ook, Here, dat ons U as Vader bekend sal maak aan elke persoon wie ons mee te doen kry hierdie week. Dat hulle iets van U binne ons kan sien en aan U kan eer gee. Kan vra, maar waarom het ek so brandende begeerte in my hart? En dat hulle dan sal besef, Here, dis 'n verlange na U. Dankie dat U so wonderlike Pa is vir elkeen van ons. En dat elkeen van ons 'n wonderlike lewensverhaal kan vertel, wat getuig van U teenwoordigheid, van groot vreugde, en in tye van hartseer, ook, Here, dat U ons getroos en gedra het. Here, ons loof U vanmôre, Vader, Seun en Heilige Gees, kom neem die ereplek in ons harte in. Kom neem beheer, Here, want ons wil nie sonder U leef nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat ons staan en saam sal sing. Ek wil vanmôre vir julle 'n liedjie leer. Dis 'n liedjie wat ek hier geleer het. Baie jare terug. En julle sal dit miskien nog onthou. Ek gaan nou hierdie mikrofoon afsit en daai in gebruik. Die liedjie se naam is God van yster en beton. Ken julle dit? Hy gaan so, luister net eers. God van yster en beton,
Skepper van die vuurrooi son, God van suiwer, God van stoom, God van vuurpyl en atoom. Hemelforsies, God van mag, Heer van elke bron van krag. So julle onthou dit nog. So ons gaan die eerste vers gaan ons almal saam sing. Die tweede vers nooi ek die dames om saam met my te sing. Die derde vers nooi ek die mans om saam met my te sing. En dan die vierde versie sing ons almal weer saam. Kom ons staan en sing hartlik saam. God van yster en beton, skepper van die vuurrooi son, God van suiwer en van stoom, God van vuurpyl en atoom, hemelforsies, God van mag, Heer van elke bron van krag. Al die dames. U laat bliksemflitsse staan, U beveel die stormorkaan, soos 'n arend in sy vlug, skeur die strale deur die lug. Moedertrein en satelliet, is die God wat spoed gebied. Al die mans saam. God van kuns en wetenskap, God van studie en vakmanskap, God van chemie en muziek, Heer van orde en methodiek, Heer van orde en werk en doen, U sluit alle kennis op. Almal saam. Heer van heerlikheid en eer, waar die groot heelal regeer. U verbreek die doodse mag, Christus liefdes ewig lag. U het sondaars losgekoop, His liefde wie is Julle kan maar sit, dankie. Is dit nie mooi nie, né? Hoendervleis mooi. Ons dien so 'n groot en almagtige God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak,
en die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En so het God hierdie gebooie afgekondig. Kom ons bid saam. Ons kom bely vanmôre, Here, ons sondes voor U. Die foute wat ons in oomblikke van swakheid gemaak het. Ons het gesondig teen U, Here, en teen ons naaste en teen onsself. Ons het gesondig in ons gedagtes, deur ons woorde en deur ons dade. Deur die slegte dinge wat ons gedoen het en die goeie dinge wat ons nagelaat het om te doen. Here, was ons opnuut skoon met die bloed van Christus. Vul ons, Here, opnuut met die krag en die heiligheid van die Gees, sodat ons mag lewe, Here, tot U eer. Sodat ons mag lewe nie vir onsself nie, maar vir U en vir ons naaste. Sodat ons, Here, werklik sout van die aarde en lig vir die wêreld kan wees. Baie dankie dat U 'n God is van genade. Dankie dat U soos die Vader van die verlore seun ons van ver af sien aankom, na ons hardloop, ons omarm en ons kroon met U seun elke keer wanneer ons kom om ons skulde te bely. Dankie dat U seun gestuur het om ons lewe te leef, om in ons plek te sterf aan die kruis. Sy liggaam is vir ons gebreek, sy bloed is vir ons gestort. En dankie dat ons daardeur die perfekte, die volmaakte sondeoffer, vergifnis mag ontvang en daaruit mag leef. Here, dankie dat U vir Christus op die 3de dag weer opgewek het uit die dode, en dat sy opstanding vir ons die bewys is, dat alles wat Jesus vir ons kom gee het, en aan ons openbaar het, die waarheid is, en dat ons volgens daardie waarheid kan leef. Want hy is vir ons die begin en die einde van ons lewenspad. Dankie dat elkeen van ons nou die geskenk van U vergifnis mag ontvang. In Christus dank ons U daarvoor. Amen. Geliefdes, hoor ons Here Jesus se woorde van genade. Gaan in vrede, want jou skulde is vergewe. Amen. Kom ons staan en loof die Here, lied nommer 203, loof die Here al wat lewe.
waar julle sitplekke inneem, dankie. Ons het nou geleentheid om die Here te eer met ons dankoffers en ek vra dat die ouderlinge en diakens aan diens ons gawes sal ontvang. En wat jy ook al besluit het om te gee vandag, gee met 'n dankbare hart. Toe ek nog besig was met my opleiding as methodiste predikant destyds, was deel van die opleiding dat ons 'n jaar moes spandeer in Soweto. En dit was 'n ongelooflike tyd vir my. Ek het geweldig gegroei in daai tyd as 'n blanke Afrikaner man in die middel van Soweto. Dit was nou soos 'n Engelsman sal sê 'n eye-opener. En iets wat hulle ons gereeld gestuur het om te doen was om in die plakkerskampe in te gaan en daar moes ons die mense gaan bedien het. En dan gaan jy nou in en jy stel jouself voor, is gewoonlik so 'n groepie predikante gewees. En dan het ons met die mense net gaan gesels, gehoor hoe gaan dit met hulle en dan het ons vir hulle uit die Bybel uit gelees en vir hulle gebid. En ek sal nooit vergeet nie, op een baie koue en reënerige dag het ons by 'n tannie gekuier in haar shack. Dit was so klein, ons kon net staan. Het was letterlik net 2 vertrekke. Een plekkie waar hulle gekook het en een plek waar hulle geslaap het. En daar was omtrent 4 van hulle en ek weet nie eens waar almal geslaap het nie, maar die vrou was besig toe ons daar aangekom het om 'n koolkop op te sny, halwe koolkop. En daar was water op die Primus stoofie besig om te kook. En ek het geweet, dit is vandag se kos in daai huis. Nie eers pap nie, niks nie. Hierdie mense eet vandag koolsop. En toe ons vir die tannie vra, hoe gaan dit met haar, toe getuig sy teenoor ons, hoe goed die Here vir hulle is. Elke dag. Sy sê, nie een dag het haar kinders al honger gaan slaap nie. Daar's altyd iets wat kom. Sy kry 'n werkie, iemand gee iets, iemand deel iets. Die Here sorg altyd vir hulle. En ek het net so groot gevoel. Ek wat uit hierdie bevoorregte wêreld uitkom, wat so maklik kla, so maklik ongelukkig raak, as dinge nie gaan soos wat ek wil hê dit moet gaan nie. En daar's regtig mense daar buite wat uit dankbaarheid leef en afhanklik is van God. Wonder of ek ooit in my lewe sal weet hoe dit werklik voel om so te moet vasklou aan die Here dat jy hoop dat hy vir jou gaan kos gee, vir jou en jou gesin vir die dag. En daar's baie mense daar buite. En die Here sorg vir hulle. En die Here sorg vir hulle op wonderbaarlike maniere. En die Here sorg vir ons op soveel wonderbaarlike maniere. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil en dink aan al die wonderlike goed wat ons vandag het en mag beleef. En dan dink ons ook aan hulle wat minder bevoorreg is as ons.
Here, U is baie goed vir ons. Elke dag sorg U vir ons, op soveel maniere. As ons werklik moet gaan stil sit en moet gaan neerskryf wat U vir ons doen, gaan ons baie vinnig uit spasie uithardloop. Baie vinnig nog papier moet nader trek, want U is so ongelooflik goed vir ons. Maar nie net vir ons nie, ook vir die mense daar buite. Hulle wat arm is, hulle wat siek is, hulle wat in hospitale lê. Hulle wat die afgelope week gestaan het by 'n oop graf en moes afskeid neem van iemand vir wie hulle baie lief is. U is goed vir hulle wat alleen is. U is goed vir hulle wat depressief is en swaar kry, emosioneel. U is goed vir hulle, Here, wat die sin vir die lewe verloor het. U is goed vir hulle met probleemkinders. U is goed vir hulle, Here, wat nie elke maand met hulle geld kan uitkom nie. U is goed vir hierdie wêreld van ons. En ons kom vanmôre om vir U dankie te sê. Ons bring ons offergawes as 'n teken van ons liefde en waardering, maar ons bring ook onsself, Here, stikkend en hoopvol soos wat ons is. Here, gebruik ons ook in die koninkryk. Help ons ook, Here, om uit te reik aan ander en 'n verskil in hulle lewe te maak. Hier in ons gemeente, want daar is soveel behoefte. Maar ook in ons werksplekke, by ons skole, waar ons ook al mag wees. Dat ons hart, Here, altyd warm sal wees vir ander mense, sodat hulle ook kan deel in U sorgsaamheid en U ongelooflike liefde wat ons elke dag mag ontvang. Ons dank U, Here, ons loof U, Here, en ons prys U. Amen. Kom ons sing as danklied saam, lied nommer 475, Allerhoogste Hemelvader. Ons skriflesing vanmôre kom uit die Ou Testament, 1 Samuel hoofstuk 8, en ons gaan lees van vers 4 tot 18. Die Israeliete vra 'n koning. Kom ons dank die Here vir sy woord. Here, U voed elke dag ons liggame met ons daaglikse brood. En dankie dat ons dit kan gebruik, Here, tot eer van U naam. Voed dan nou ook, Here, ons siele met die brood van die ewige lewe, U woord, en gee dat ons die krag wat ons daaruit bid, Here, sal gebruik tot eer van U naam. In Christus bid ons dit. Amen. 1 Samuel hoofstuk 8 vanaf vers 4 tot 18. Al die leiers van Israel het by mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê:
kyk, u het oud geword, u kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd wat hulle gesê het. Gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het, tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van 'n koning is wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel. Party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel. En party om sy kruigstuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jong manne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. Tot sover ons skriflesing vandag. Wat onthou jy van jou pa? Of wat sal jy van jou pa onthou? Vandag is Vadersdag, is die dag waarop ons paas eer en die van ons wat die voorreg het om paas te wees, sal vandag vereer word. Groot voorreg, soos ek vroeër gesê het. As dinge van my eie pa wat ek nooit sal vergeet nie. My pa het verskriklik hard gewerk, ons was 5 kinders. En hy het uit sy pad uitgegaan om vir ons elkeen die beste lewe moontlik te gee. Ek onthou dat my pa my met alles gehelp het, veral toe ek nog klein was. Hy het my gehelp om my skoolboeke oor te trek. Baie dikwels my skooltake vir my gedoen, veral die goed wat ek met my hande moes maak, want hy het geweet die Here het my geseën met 10 duime. Ek onthou dat my pa baie vriendelik was. Hy kon nêrens in die dorp loop sonder dat iemand hom nie gegroet het en 'n geselsie met hom aangeknoop het nie. Ek onthou my pa het hom ontferm oor arme mense. Gereeld deur die maand het ek en pa Checkers toe gegaan en vir ons 'n paar goedjies gekoop en dan was daar altyd 'n paar sakkies goed by. En dit het ons gaan aflaai by mense wat saam met hom gewerk het, wat swaar gekry het. En op daai manier het hy hulle gehelp. Maar my pa was ook die man wat vir my goeie waardes in my lewe geleer het. My pa was ook die man wat my dikwels in die bek geruk het en gesê het, ons doen nie dinge so nie. Daar's 'n manier, 'n regte en 'n verkeerde manier, en wat jy nou doen is nie aanvaarbaar nie. My pa het ons nooit regtig pak gegee nie. Hy het seker gedink, ag, my ma doen dit genoeg, is nie nodig dat hy dit ook doen nie. Maar as dit nodig was, het hy ons gedissiplineer. Ek kyk na myself vandag, en baie van die mense
wie my pa geken het, as hulle vir my kyk, dan sê hulle, "Jo, jy lyk nes jou pa." Maar ek kom ook agter in my eie lewe, my manier van leef, dat ek so baie van dit wat my pa my geleer het, dat ek dit geërf het by hom, en dit in my eie lewe toepas. En so is dit elkeen van ons se verhaal. 'n pa wat sy vingers deurgewerk het vir ons, 'n pa wat sy lewe vir ons opgeoffer het, 'n pa wat omgegee het, 'n pa wat lief was, 'n pa wat sterk was toe ons swak was. My pa was 'n goeie mens. Maar as ek moet dink die rede hoekom ek hom toegelaat het om so ongelooflik invloed in my lewe te hê, was die feit dat ek geweet het, hy my werklik lief het. Ek het dit geweet, ek het nooit daaraan getwyfel nie. En so is dit met paas. Sielkundiges sal vir ons sê, pa speel 'n geweldige belangrike rol in 'n kind se lewe. 'n Ma leer ons van sagtheid, sy leer ons van versorging, sy leer ons emosionele intelligensie. Maar die 3 hoofgoed wat 'n pa vir sy kind gee, is 1, 'n sin vir identiteit. Wie is ek? Ek is my pa se kind. Ek dra my pa se van. 'n Pa gee vir sy kind sekuriteit deur die liefde wat hy sy kind bied. En dan gee 'n pa ook aan sy kind 'n sin vir waarde deur die ondersteuning en die goedkeuring wat hy sy kind bied. Daai 3 goed, identiteit, sekuriteit en 'n sin vir selfwaarde. Ons sien dit self in Jesus se lewe. In Matteus 3 lees ons, toe Jesus die dag gedoop is, het daar 'n duif uit die lug uit gekom. Die Heilige Gees het op Jesus neergesak. En God het gepraat. Hy het gesê, hierdie is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En in daardie oomblik het hy deur te sê, my geliefde seun, geliefde sekuriteit. Jesus het geweet, sy hele bediening, sy hele aardse bestaan deur, was God se liefde die krag wat hom in staat gestel het om te doen wat hy kan. Geliefde seun, wie is ek? God is my pa. Dis wie ek is, die seun van God. My identiteit is verseker in God. En dan oor hom verheug ek my. Ek is bly oor hom. Ek gee aan hom die eer wat hom toekom. En so het Jesus waarde ontvang van sy hemelse Vader. Die Engelse vertaling stel dit vir my bietjie mooier, duideliker. This is my son. Jesus se identiteit. Whom I love, sekuriteit. With him I am well pleased. Daai sin vir waarde. Want dis wie God was. Hy was 'n pa vir Jesus, maar hy was ook 'n pa vir Israel. Deuteronomium 32 lees ons, vers 6. Is hy, vra Moses, is hy nie julle vader nie? Julle skepper wat julle gevorm het nie? Exodus 4:22. Weer verklaar God, Israel is my eersgebore seun. En dan in Jeremia 31 vers 9 lees ons God sê, ek is Israel se vader en Efraim is my eersgebore seun. En God het dit altyd in sy hart gehad dat sy kinders, sy volk in afhanklikheid van hom moes leef. Hy wou aan hulle 'n sin vir identiteit gee. Hulle is nie maar net een van die nasies in die wêreld nie. Hulle is sy kinders. Hulle is God se mense. Hy wou gehad het hulle moes leef in die sekuriteit van sy liefde. Hy het hulle gered toe hulle hom die nodigste gehad het. Het hy hulle gaan uithaal uit Egipte, uit slawerny. En hy het hulle afgestof. Hulle mooi gemaak. Sy eie kinders.
En hy wou altyd aan hulle 'n sin vir waarde gee. En hy het dit gedoen deur met hulle 'n verbond te sluit. Julle is my kinders, ek is julle vader, ek sal julle seën en die hele wêreld sal weet wie julle is. Maar Israel, soos dit maar is met baie kinders, het 'n rebelse streep in hulle gehad. Hulle wou onafhanklik van God wees. Ons sien dit toe hulle in die woestyn, toe God hulle uit Egipte bevry het en hulle in die woestyn gedwaal het. Soveel keer in opstand teenoor God gekom. Jy sien later hierdie siklus van God wat vir hulle versorg, hulle is ongehoorsaam, God straf hulle, hy vergewe hulle, hy herstel hulle weer as sy kinders. Maar hierdie sin vir onafhanklikheid, los my uit, ek wil my eie mens wees, ek wil my eie ding doen, ek wil in beheer wees, was altyd deel van hulle kultuur, totdat hulle in ballingskap beland het. In Samuel lees ons dat hierdie soeke na onafhanklikheid eintlik 'n baie groot hoogtepunt bereik het. Nou Samuel was 'n tipe leierfiguur, hy was beide 'n priester, maar ook 'n profeet, want hy het namens God gepraat, maar hy was ook 'n leier vir die volk van Israel. God het deur Samuel gewerk, God het vir Samuel as sy spreekbuis en die instrument vir sy wil gebruik. Toe word Samuel oud en Samuel het 2 seuns gehad, Joel en Abia. En Joel beteken die Here my God. En Abia beteken die Here my Vader. En daardie name dra baie gewig, is baie simbolies aan wie God wou wees vir sy kinders. Maar hierdie 2 laities het nie ore gehad nie. Hulle was soos Elia se seuns. Elia, ons lees wat sy seuns gedoen het in 1 Samuel hoofstuk 2, was die hoofpriester gewees vir die volk Israel, maar hy het later die mantel oorgehandig aan sy seuns. En sy seuns het die tempeldiens totaal geminag. Hulle het die ander volke wat afgode gedien het, se handelinge nagemaak. Hulle het misbruik gemaak van die offergawes, hulle het losbandig geleef en saam met van die vrouens geslaap wat tempeldiens gedoen het. Hulle het geen agting vir God gehad nie. En die volk het dit gesien en hulle het in opstand gekom en hulle het vir Samuel gaan sê, ons het nou genoeg gehad van hulle, ons soek nou ons eie koning, soos die ander nasies. Nie dat hulle gesê het, verwyder asseblief hierdie 2 seuns van jou, ons wil hê, God moet ons regeer, en ons wil hê, God moet heilig wees vir ons, en ons heilig maak vir hom nie. Nee, ons soek ons eie koning. Dan is ons onafhanklik van die Here, dan is ons in beheer. Samuel het hierdie soeke na koning van God se volk baie diep beleef. Hy het verontreg gevoel, hy het verwerp gevoel. Maar dan kom God uit met die waarheid. Hy sê, Samuel, dis nie vir jou wie hulle verwerp nie. Hulle verwerp vir my. Hulle wil nie hê ek moet in beheer wees van hulle nie. Hulle wil onafhanklik wees van my, soos die ander volke. En Samuel gee vir hulle wat hulle wil hê. Maar waarsku hulle, hierdie koning wie hulle so graag wil hê, gaan kom teen 'n baie hoë prys. 'n Prys wat hulle dalk nie kan betaal nie. Gaan hulle seuns vat en hulle seuns in sy weermag laat veg en sterf vir hom. Gaan julle dogters vat en van hulle slavinne maak. Gaan jou land vat, jou grond, jou wingerde, jou diere. Gaan alles van jou vra. En dan gaan jy nog 10% belasting ook betaal. Klink dit nie bekend nie. En hy sê op daai dag gaan 'n dag kom wat hulle na my gaan roep om hulp en ek gaan hulle nie help nie. Want dit is wat hulle wil hê.
En Samuel vat hy die boodskap van God na hulle toe en sê, die Here waarsku julle. Hy sal vir julle koning gee, maar onthou, julle gaan 'n dierprys betaal. En hy sê ons gee nie om nie. Gee vir ons 'n koning, soos die ander nasies het. Gee vir ons die beheer. En God het gegee wat hulle gevra het. Ons kan nie anders as om na hierdie skrifgedeelte te luister en onmiddellik te dink aan die verhaal wat Jesus vertel het van die verlore seun nie. Hierdie seun wat vir sy pa kom sê, pa, hierdie werk nie meer vir my nie. Ek wil nie hê jy moet beheer oor my lewe hê nie. Ek wil onafhanklik wees. Gee vir my erfporsie, soos asof sy pa al reeds dood is. Ek wil my eie paadjie in die wêreld gaan soek. En hy loop weg. Wat sou jy doen as jy hierdie pa was? Wat sou jy doen as jou kind vir jou so iets kom sê? Die realiteit is baie harder as hierdie Bybelse verhaal vir ons leer. Ek het al baie berading gedoen met gebroke gesinne, waar kinders rebels raak en wegbreek, en die ouers net eenvoudig sê, is verby, skryf hom af, skryf haar af, is klaar. Haal hulle uit die testament uit, gee nie om wat gebeur nie, is verby. Maar nie hierdie pa nie. Nie die pa in Jesus se verhaal nie. Hy wag vir sy seun. En as die seun terugkom, dan hardloop hy na sy seun toe. Hy kom hom in liefde tegemoet en hy hou partytjie. Hoekom vertel Jesus vir ons hierdie verhaal? Dit gaan nie eintlik oor die verlore seun nie. Dit gaan ook nie oor die verlore ou boet nie. Dit gaan oor hierdie liefdevolle pa. Jesus wat vir ons wil sê, dis my pa hierdie. En dis hoe my pa julle sal hanteer. Met liefde en met genade. Want hy's 'n pa van genade. En hy's 'n pa van liefde vir my. En daarom ook vir julle. En nie net het Jesus vir ons sy pa kom wys nie, hy het ook sy pa se liefde bewys, deurdat hy sy eie lewe gegee het vir ons. Hierdie verhaal nooi ons juis om tuis te wees met die Vader. Hierdie verhaal van Israel wat gesê het, ons wil onafhanklik wees van God, kom as 'n sterk waarskuwing vir ons. Dat onafhanklikheid van God kom teen 'n geweldige prys. Ek wil vanmôre, vriende, as jy hier sit of as jy inluister, as jy afgedwaal het, mense sê baie keer vir my, ek moet net weer terugkom by die Here. As dit jy is vanmôre, wil ek vir jou sê, kom huis toe. Die Here wag vir jou met ope arms. Hy kan nie wag om jou te vergewe en jou te herstel as sy kind nie. Kom huis toe. Die res van ons, so klein deeltjie in hierdie verhaal, wat ek dink soms baie meer op ons van toepassing is, as die res van die verhaal. En dis die gedeelte van die ouer broer. Die ouer broer wat by sy pa gebly het, die ouer broer wat vir sy pa gewerk het, die ouer broer wat gehoorsaam was. Maar hy was nie tuis by sy pa nie. Want toe sy broer terugkom, toe sy kwaad. Ek het dit al so baie gesien, mense wat sê, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God. Maar die sonde wat hulle uitleef, getuig van 'n ander realiteit. Of mense wat sê, maar ek is 'n kind van God, maar jy sien nie die vrug in hulle lewe nie. Die vraag is ek regtig tuis by die Here? Leef ek in gehoorsaamheid by God? En kan ek getuig, my lewe getuig,
van God se goedheid en sy liefde. Psalm 103 sê juis vir ons, hy is die een wat ons sondes vergewe. Hy hou ons gesond, hy genees ons siekte, hy ontferm hom oor ons. Hy seën ons met goeie dinge, hy gee ons krag wanneer ons dit nodig het. Soos 'n pa hom oor sy kinders ontferm, so ontferm die Here hom oor my en jou. Wees in beheer. Miskien is daar gedeeltes in ons lewens waar ons die Here toelaat. Maar dalk is daar gedeeltes in ons lewens waar ons hom eerder eenkant hou. Waar ek gemakliker voel daarmee om beheer te wees. Om die laaste sê te hê. God wil vra dat ons hom in elke aspek van ons lewens toelaat om vir ons se Vader te wees. Net ten slotte, ek weet, wanneer ons praat oor God as Vader, is daar baie mense wat nie goeie pa-figure in hulle lewens gehad het nie. En is vir hulle baie dikwels om die kloutjie by die oor te bring van, maar as my pa nie goed was nie, as my pa soveel seer in my lewe ingebring het, is God nie maar dieselfde nie. Ek onthou 'n tannie vir wie ek baie jare geken en lief was, ou tannie Evelyn. Sy het altyd vir ons vertel, sy het groot geword in 'n huis met 'n alkoholispa wat hulle verskriklik sleg behandel het. Uitmekaar geslaan, verskree. Hulle was letterlik bang vir hom. En wanneer hy huis toe gekom het van die werk af, het hulle in die strate gaan wegkruip, net om te wag dat hy aan die slaap kan raak, dat daar vrede in die huis kan wees, dat hulle kan terugkom. En sy sê, sy het altyd gewonder, as my pa so is God ook so. Toe ontmoet sy vir Jesus. En Jesus leer haar wie God die Vader regtig is. En sy het baie graag gespog en getuig en gesê, God is die pa wat ek nooit gehad het nie, want hy het my onvoorwaardelik lief. Aan elkeen van ons, op Vadersdag, met 'n liefdevolle Vader, kom die uitnodiging. My kind, kom huis toe. Amen. Kom ons raak stil vir die Here. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord. Speak what is true. Hemelse Vader, dankie vir liefde en genade wat U elke dag so mildelik oor ons lewens uitstort. Here, vergewe ons vir die kere wat ons die gawe van die lewe minag. Vergewe ons vir die kere, Here, wat ons nie leef tot U eer nie. Vergewe ons vir die kere wat ons die mense om ons nie lief het soos wat U wil hê ons hulle moet lief hê nie. Vergewe ons, Here, vir die kere waarin ons onafhanklik wil wees, ons eie besluite wil neem, in beheer wil wees. Here, vergewe ons daarvoor, en help elkeen van ons deur die Gees, om huis toe te kom, maar ook om ten volle, Here, tuis te wees, in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons saam die Onse Vader. Ons vat die hand van die persoon langs ons. My liewe vaders en moeders in ons Here Jesus Christus, waar jy huis toe gaan, waar jy teruggaan na jou lewe, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees. Gaan in vrede, want God het julle lief. Amen.
dag en week hê en as jy hoender eet vandag, onthou pa kry al twee die boutjies.